Heilige en ewige Vader, U wat woon in ontoeganklike lig, ons kom buig as gemeente op hierdie opstandingsfees in diep afhanklikheid voor U neer, so stof van die aarde, maar ook opgerig tot heerlikheid deur die bloed van die lam. Ons kom nie tot U met enige geregtigheid van onsself nie. Want ons eie geregtighede is soos 'n besoedelde kleed, sê Jesaja. Nee, ons kom op grond van U belofte daar in Hebreërs 4, wat sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vader, ons weet dat geen prediker die harte van mense kan open nie. U alleen het die sleutels van waarheid en die krag om dooies op te wek. Soos Dawid in die Psalm sê, open my oë dat ek kan sien die wonders van die woord. O God van waarheid, gee dat ons vanmôre sal sien wat Thomas gesien het. Nie bloot wonde in hande en sy nie, maar die Seun van God opgestaan in krag en waardig om aanbid te word. Dat ons ook met 'n opregte hart sal kan sê, my Here en my God. Verwyder van ons elke vorm van koudheid en skeptisisme. Red ons tog van 'n harde hart wat sê, as ek nie sien nie, sal ek nooit glo nie. Gee ons eerder die vertroue in die hart, soos Jesus gesê het, salig is die wat nie sien nie en tog glo. Vader, laat die prediker vanmôre met die heilige gesag van U woord spreek, nie met menslike idees of opinies of wysheid nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Soos Paulus gesê het, my prediking was nie in menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Laat die gekruisigde en opgestane Christus sentraal wees in ons kerk. Ons verkondig Christus as die gekruisigde. Here, laat die woord nie leeg terugkeer nie, maar doen wat U behaag en voorspoedig wees in wat U dit voorstuur. Maak harte sag, Vader, vernietig trots, verbreek ongeloof, werk aanbidding, bring redding, laat Christus ons alles wees. Soos Paulus gesê het in Filippense 1, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Aan U alleen, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom alle lof en heerlikheid toe, vir nou en ook vir altyd. Amen. Ons lees uit Johannes 20 vandag. Johannes 20. So ons het verlede Sondag het ons gekyk na Judas Iskariot. Vrydag het ons gekyk na Simon Petrus. Vanmôre kyk ons na Thomas Didymus. En dit is daar by Johannes 20. En dit is by verse, ons gaan lees van vers 24 tot, is maar net 'n paar verse, net 24. Johannes 20, 24 en dan af na die einde van die hoofstuk. Kom ons staan by hierdie skriflesing. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merk van die spyker steek en my hand in sy sy nie, sal ek nooit glo nie.
8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskryf is nie voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover, u kan maar sit. Kan ek dalk net vir u daardie sleutelvers net weer gee? Dit is nou, ons het 'n paragraaf gelees hier uit Johannes 20, maar laat ek net vir u daai sleutelvers weer gee uit vers 27 en 28. Toe sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier. Kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord toe en sê vir hom, my Here en my God. En vir my, vriende, staan ons hier op heilige grond met hierdie gedeelte. Want in hierdie woorde van Thomas hoor 'n mens nie net 'n persoonlike uitroep nie. Maar jy vind hier 'n stuk belydenis wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. 'n Belydenis van die hart van die evangelie wat dit vasgryp en sê, Jesus is die Here. Hy is waaragtig God. En as hy die Here is en as hy waaragtig God is, dan sluit dit alle ander opsies om in die hemel te kom uit. Jesus is die enigste waarheid en lewe. Paasfees is 'n belydenis van die kern van die Christelike geloof. Dis die fees waarin die ware kerk van die Here Jesus Christus die historiese liggaamlike opstanding van Jesus Christus bely. En daarom ook outomaties die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor sonde en die oorwinning oor die duiwel. Soos wat Paulus sê vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 15 sê hy, omdat Christus opgewek is julle geloof nie te vergeefs nie en is julle nie meer in julle sondes nie. In hierdie konteks ontmoet ons vir Thomas Didymus. Hy was een van Jesus se 12. En dikwels eintlik ten onregte staan hy in die geskiedenis bekend as ongelowige Thomas. Sy verhaal is 'n reis van twyfel tot by 'n diep persoonlike belydenis van Jesus as die opgestane Here. 'n Kragtige getuienis van die werklikheid van die Here Jesus se liggaamlike opstanding uit die dood. Daar's baie sulke kragtige getuienisse. Thomas is net een van hulle, maar Jesus se eie biologiese broers se redding is 'n ander getuienis. Ons het daarvan melding gemaak verlede Sondag. Jakobus en Judas is twee van hulle. Hulle briewe is in die Nuwe Testament. Hulle het aanvanklik nie geglo dat hierdie man, hulle oudste broer met wie hulle saam groot geword het in dieselfde huis, dat hy die Messias is nie. Hulle het dit nie geglo nie, sê Johannes 7, maar die opstanding van die Here Jesus het hulle oortuig en tot redding gebring.
En so ook Thomas. Sy besef van wie en wat die Here Jesus werklik is, het sy lewe heeltemal verander. 'n geesvervulde belydenis borrel nou by sy hart en mond uit. My Here en my God. Thomas word in die evangelies en Handelinge word hy genoem, nie net hier nie, maar ook op ander plekke, as een van Jesus se 12 disippels. Hy word ook Didymus genoem, nie omdat dit sy van is nie, maar die woord Didymus beteken tweeling, wat beteken dat hy een van 'n tweeling was. En meer besonderhede daaroor het ons nie. Maar waarom ek net nou gesê het dat Thomas dikwels ten onregte ongelowige Thomas genoem word, is omdat 'n mens tog wel sien, nee, hierdie man was 'n ernstige soeker na die waarheid. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 14 vers 5 hoe Thomas reageer op Jesus se woorde waar Jesus oor die hemel praat. Dan reageer Thomas met hierdie vraag: Here, ons weet nie waar U heen gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Met ander woorde, hoe kan ek die weg daarheen ken? En daarmee bring Thomas 'n eerlike begeerte na sekerheid en waarheid. Bring toe vir Jesus daartoe om vir hom te antwoord deur te sê die bekende woorde: ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Dit wys vir ons dat Thomas 'n disipel was wat nie tevrede was om net vorm godsdienstig te wees soos Judas nie. Hy wou verstaan, hy wou sekerheid hê. Wat 'n prysenswaardige eienskap is. Alhoewel dit nie Thomas was wat daardie eienskap besit het nie. Dit was die Heilige Gees wat dit so in sy binneste gewerk het. Maar veral na Jesus se opstanding sien ons vir Thomas weer in aksie in ons geleesde gedeelte. Die kern van Thomas se verhaal kom in hierdie verse wat ons vanmôre gelees het, direk na die opstanding van Jesus. Jesus het op 'n Sondag opgestaan uit die graf. Hy het die Sondag daarna aan die disippels verskyn, maar Thomas was nie daar nie, en hy het die Sondag daarna weer aan hulle verskyn, en 'n paar weke later is die Heilige Gees ook op 'n Sondag uitgestort. Die Bybel sê in vers 24 van hoofstuk 20 van Johannes, hy sê Thomas, een van die 12, was nie by hulle toe Jesus, dis daai eerste keer, toe Jesus gekom het nie. Die ander het toe vir hom gesê, hey, ons het die Here gesien, maar hy sê, wat? As ek nie die spykermerke in sy hande sien en my vinger in sy spykerplekke steek en my hand in sy sy nie, sal ek nie glo nie, man. En een van die redes waarom hy so huiwerig was omdat hy nie daar was toe Jesus die eerste keer aan die disippels verskyn het nie. Hy het kerk gebank. En deur kerk te bank het hy baie misgeloop, want dit is nie God se wil dat kinders van die Here die samekoms van die gemeente moet misloop nie. Nooit misloop nie. Dit staan baie duidelik in Hebreërs 10:25. En hy het baie misgeloop, deur net een geleentheid mis te loop. En daarom sê hy, nee. Ek wil self sien en voel, voordat ek sal glo dat die Here lewe. Hy stel met ander woorde voorwaarde vir geloof. Hy wil fisies tas en met sy oë sien. In sy reaksie weerspieël Thomas natuurlik, soos ons almal weet, die natuurlike neiging van alle mense om te twyfel wanneer iets bo-natuurlike begrip verg. Wanneer dit oor iets gaan wat oor bo-natuurlike begrip gaan, is alle mense van nature geneig om te twyfel.
Paulus sê vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 1:22 praat Paulus van mense wat tekens soek. In Griekeland, in Korinte, skeptici, wat tekens wil hê, wat ook maar is, soos alle mense van nature is. Maar genadiglik, 'n week later, verskyn Jesus weer eens op 'n Sondag, weer eens aan hulle, en hierdie keer is Thomas daar, hierdie keer is hy by die kerk, hierdie keer is hy by die erediens. En toe gaan die Here asof nie, omdat hy alles weet wat Thomas vir die ander gesê het, gaan hy en hy neem die inisiatief. Voordat Thomas enige ding vra, neem Jesus die inisiatief en sê, hoorie, bring jou vinger hier man, kyk na my hande, bring jou hand, steek dit in my sy, daar waar die spies ingedruk was. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Weet jy, toe ek voorberei het vir hierdie diens en vir hierdie boodskap, het dit my weer so diep getref, hoe sagmoedig die Heiland is, teenoor, luister nou hier, teenoor die huiwerige hart. Daar mag huiwerige harte in hierdie kerkgebou vanmôre wees. Daar mag huiwerige harte wees, wat op hierdie uitsending ingeskakel is. Maar ek wil vir u wys op die sagmoedigheid van die Verlosser, en onthou die Here Jesus het nog nooit verander nie. Kyk na die sagtheid van die Here Jesus. Hy verwerp nie vir Thomas nie. Hy bestraf hom nie hard nie. Maar in plaas daarvan bied hy sy wonde aan as 'n bewys van die waarheid. Al was hy die opgestane, verheerlikte Here, en al besit hy 'n ewige, onverderflike opstandingsliggaam, het hy nog steeds die merktekens van die kruisdood in sy hande en sy voete en sy sy. En hy wys dit vir Thomas. Soos Jesaja gesê het in Jesaja 42, God, hy sê 'n gebreekte riet sal God nie afbreek nie, en 'n dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Hier is nou regtig so 'n lampet in die man Thomas. Maar Jesus, hy kon dit doen, maar hy druk nie daai lampet uit nie. Hy moedig hom aan. Jesus ontmoet die twyfel van Thomas nie met veroordeling nie, maar met genade, want die soeke in Thomas se hart, daai soeke wat in sy hart was, soos ek reeds gesê het, was alreeds die vrug van die Heilige Gees. Die Heiland kom en hy gee vir Thomas presies wat hy nodig het om tot geloof en geloofsekerheid te kom. Die tasbare bewys van die gekruisigde en opgestane liggaam fisies van Christus. Want jy sien, my vriend, om tot geloofsekerheid te kom, kom ons spring na 2025 toe. Om tot geloofsekerheid te kom, het 'n mens nie goeie argumente nodig nie. Hoor nou, luister. Jy het nie goeie argumente nodig nie. Jy het nie 'n sak vol bewyse nodig nie. Hoor nou mooi wat ek sê. Jy het 'n innerlike openbaring nodig. Van net twee dinge. 1, van hoe verlore en sondig jy sonder die Verlosser is. En 2, hoe heerlik die Verlosser is. As jy 'n innerlike openbaring ontvang van daardie twee dinge, het jy niks verder nodig in jou lewe nie. En so doen die Here vandag nog. Binne-in ons worstelinge, ons vra, is die Here nie afwesig nie. Daar staan in Hebreërs 4 vers 15 geskrywe, dan staan daar, ons het nie 'n hoë priester, dis vandag, ons het nie 'n hoë priester wat nie medelee het met ons swakhede nie, nee, ons het een wat in alles self versoek is, net soos ons, maar sonder die sonde. Wat 'n wonderlike boodskap. Christus wys vir Thomas sy sy en sy hande.
En dis nie net 'n bewys van sy identiteit, dis nie soos 'n ID-boekie nie. Dis nie net 'n bewys van sy identiteit nie, dis die bewys van oorwinning, want die wonde is nog altyd daar, maar hulle bloei nie meer nie. Die wonde is nou deel van sy heerlikheid. Hy dra dit as dit ware, hy dra dit as 'n ewige herinnering aan die prys van verlossing wat hy aan die kruis betaal het. En daardie wonde, broers en susters, is vandag nog daar. En wanneer die Meester kom met sy wederkoms, sal kinders van die Here hulle heel waarskynlik vergaap daaraan. Ek het aan myself gedink, ek het nie aan u gedink nie, of aan ander nie, ek het aan myself gedink toe ek hierdie boodskap voorberei het, en in my verbeelding gesien, dit staan nie in die Bybel nie, dis in my eie verbeelding, dat wanneer die Heiland kom, in sy verheerlikte gestalte, en die merktekens nog steeds daar is wat dit is, sal ek my daaraan vergaap, en sê, daar is die merktekens, sigbaar en helder, dit waaraan ek al die tye sedert ek bekeerd was, op vertrou het. Daar is dit. Ek het vir lewe en dood op daai merke vertrou. Vir die redding van my arme siel. En nou sien ek dit. Ek het dit altyd deur die geloof gesien. Nou sien ek dit. Ek lees in my Bybel, in Openbaringe hoofstuk 5 vers 6, dat Johannes die apostel sê, ek het gesien, kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens in die middel van die oudeling, in die middel was van die oudeling, en dan sê hy, en daar het gestaan 'n lam, asof hy geslag is. Met ander woorde, die lam staan, hy leef, maar steeds lyk dit of hy geslag is. Waarom sê hy dit? Want die wonde bly. Hulle bloei nie meer nie. Maar die wonde bly as 'n ewige getuienis van ons versoening. My Bybel sê vir my in Jesaja 53, en is 700 jaar voor Christus geskryf, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor met ysterpenne. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die Hebreëse woord is soos die Hebreëse woord wat daar gebruik word in die Hebreëus van die Ou Testament, is moeilik om te vertaal, maar dit kan beskryf word met iets soos, en ek huiwer om dit te sê, ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar die woord verbrysel in die Hebreëus is 'n baie sterk woord. Dit beteken iets soos wat 'n mens dikwels sien wanneer jy ry, op die pad ry en jy sien 'n dier langs die pad lê wat deur 'n voertuig getref is. Verbrysel. Maar deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die oproep. Moenie ongelowig wees nie, Thomas. Maar gelowig is 'n liefdevolle opdrag. Dis nie 'n wens nie. Ek wens jy word so. Nee. Dis 'n gebod. Want geloof is nie opsioneel nie. Dis noodsaaklik. Ek moet my vertroue plaas op wie en wat Jesus is, sê Thomas. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, dat sonder hierdie geloof is dit nie moontlik om God te behaag nie. Want wie tot God gaan moet glo, dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Maar hierdie geloof is nie iets wat Thomas self opwek in sy eie binne, dit kom op vanuit die ontmoeting met Christus. Want geloof is 'n geskenk van God, sê Efesiërs 2:8. Wanneer Thomas sy hand uitsteek, sien hy nie net wonde nie, hy sien 'n persoon wat dood was. En in daardie persoon besef hy, dit is my Here en my God.
Ek dink dis die hoogste uitspraak van geloofsbelijdenis in die hele Johannes Evangelie. Ek dink ek kan dit met reg sê dat dit hierdie is wat ons hier het, is die hoogste in wat in Johannes Evangelie staan. Thomas sê nie net die Here en die God nie. Hy sê my Here en my God. Met ander woorde, dis 'n persoonlike, dis persoonlik, vriende. Dis aanbiddend, mense. Dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Romeine 10:9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Soos die psalmdigter sê in Psalm 73, wie het ek in die hemel buiten U? En buiten U begeer ek niks op die aarde nie. Jy sien hier, verstaan jy wat ek sê? Hier is die ware artikel, die ware geloof, nie net die erkenning dat Jesus God is nie, dat hy lewend is nie, dat hy opgestaan het nie, maar dis ook die toeëening daarvan. Hy is my Here. Ek weet nie hoe om dit op ander maniere te sê nie. Thomas sien die opgestane Christus en sy twyfel smelt weg. Soos die ou Engelse Puritein Thomas Watson gesê het, a sight of Christ's wounds is the death of unbelief. It's the death of unbelief. Totsiens ongeloof. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. In hom glo julle, al sien julle hom nie nou nie. En dit verheug julle met 'n onuitspreeklike blydskap, sê 1 Petrus 1. Selfs al het ons nie soos Thomas gesien nie, het ons die woord en die Gees in 2025. En die Heilige Gees getuig, mense, hy is 'n lewende persoon, hy getuig. Romeine 8:16 sê die Gees, die Heilige Gees getuig saam met my menslike gees dat ek 'n kind van God geword het. Jy kan as 'n kind van die Here uitloop uit hierdie plek uit. Baie mense sê redding is iets wat maar so deur jou lewe, dis so 'n proses. Jy sien maar eendag of jy in die hemel eindig. Nooit! Nee, vergeet dit. Dis onwaar. Jy stap in dood, jy stap lewend uit. Want Jesus lewe, jy sien. In 'n wêreld van skeptisisme, in 'n wêreld, die wêreld waarin ons ook is, die wêreld skep by 'n mens innerlike stryd, is dit nie? Wie weet dit? Wie weet dit nie? Vriende, ek wil vanmôre kategories van hierdie preeksel af sê. In 'n wêreld, die Here sê nie, die Here stuur nie vir ons 'n helikopter om ons uit die wêreld te neem nie. Hy sê, jy moet in die wêreld bly, my boet. Maar in die wêreld van duisternis en skeptisisme, is daar net een antwoord vir die twyfelende hart. Dit is Jesus Christus, gekruisig, opgestaan, getrou en waaragtig. Hy is die enigste antwoord. Jesus sê in Johannes 14:19, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. My Here en my God, sê Thomas met 'n opregte hart, nie net met lippe nie, maar met sy hele lewe in aanbidding. En dit staan nie in die Bybel nie, maar ons leer uit die tradisie, ons leer uit die oorlewering, leer ons dat hierdie belydenis van Thomas uiteindelik veroorsaak het dat hy die evangelie na Indië geneem het. En dat hy daar as 'n martelaar vir die Here gesterwe het. Volgens die kerkgeskiedenis het Thomas 'n kragtige evangelis geword. Hy het na Indië gereis en die evangelie daar verkondig, en baie Indiese Christene vandag nog beskou vir Thomas as hulle hoe wil jy hulle omnoem? Hulle stigter.
En hy het uiteindelik vir sy geloof, hy het uiteindelik vir hierdie belydenis wat hy uitgespreek het daai Sondagoggend of middag, het hy uiteindelik gesterwe. Dit wys vir jou hoe 'n mens se twyfel kan lei tot 'n diep kragtige geloof. Dit kan gebeur. Ten slotte wil ek vir u wys hoe dat Thomas Didymus sy ervaring al die lig op die opgestane Here Jesus werp. Die lig is glad nie op Thomas nie, maar op die Verlosser. Want jy weet, Jesus het nie simbolies uit die dood opgestaan nie. Jesus het nie geestelik uit die dood opgestaan nie. Hierdie dwaalleer word vandag verkondig in baie kerke, maar dis onwaar. Dis kettery. Jesus het histories en liggaamlik uit die dood opgestaan. En Thomas se ervaring bevestig dit, want Jesus sê vir hom, hoorie, bring jou vinger hier, kyk na my hande. Jy sien, dis nie 'n simboliese opstanding nie. Kyk na my hande. Kom, vat jou hand en kom steek dit hier in my sy, waar die soldaat vir my met die spies gesteek het. Dan word dit vir jou baie duidelik dat Jesus liggaamlik opgestaan het. Dieselfde liggaam wat aan die kruis gehang het, lewe nou in onverganklikheid. In Lukas Evangelie is vir my so koslik. Dit staan nie in Johannes nie, maar dit staan in Lukas, staan daar in hoofstuk 24, dat die Here Jesus vir die disippels gesê het, toe hy daar saam met hulle die vis geëet het, dan staan daar, kyk na my hande en my voete en sien dat dit ek self is, voel aan my, kyk, want 'n spook het nie vlees en bene soos julle sien ek het nie, en 'n spook kan nie vis eet nie. Kom kyk. En daarmee word die kern van die Paasgeloof bevestig. Die graf is leeg, Jesus lewe in 'n liggaam wat die dood oorwin het. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, hy sê, nou, Christus is opgewek uit die dode, die eersteling van die wat ontslaap het. Dit beteken, hy is die eerste, dit beteken, al die kinders van die Here gaan nog volg later. Wonderlik, kan omtrent nie wag nie. Al die kinders van die Here gaan volg. Op Eendekyl was daar boere gewees, dat wanneer die oestyd begin, Oktober se kant, dan bring hulle die eerste vragmotor. Sommige boere het dit gedoen. Dan bring hulle die eerste deel van die oes. Hulle kom, laai dit af by die silo's, by die koöperasie, op die dorp, maar dan sê hulle vir die persoon daar in beheer, ek skenk dit vir die gemeente. Lei dit vir my op. Hoeveel werk dit uit? Goed, gee dit. Dit gaan na die gemeente toe. Met ander woorde, dis die eersteling, verstaan jy wat ek sê? Dis die eersteling van die oes. Wat beteken dit nou? Dit beteken daar gaan nog 'n vragmotor, nog, kom solank die stroopers loop. Daar kom nog baie oes. Jesus se opstanding was die eersteling uit die dood. Dit beteken wat? Daar kom nog. En Jesus se liggaamlike opstanding, wil ek vir u sê, het die gesag om die geloof van 'n twyfelaar te bekragtig. Thomas, wat nie sekerheid kon kry sonder sigbare bewyse nie, word deur die opgestane Jesus self tot oortuiging gebring, en sy reaksie van my Here en my God is die uitvloeisel van die konfrontasie met die lewende Christus. Paulus sê vir die Romeine in Romeine 1, dan sê hy, die opstanding van die Here Jesus met krag uit die dood verklaar dat hy die Seun van God is. Die opstanding van Jesus is die Vader se openlike verklaring om te sê, hoorie, hierdie is my ewige Seun. Dis die waarmerk van sy goddelikheid, man. Daarom dat Thomas met reg gesê het, my Here en my God. Jy sien,
Verstaan jy wat ek sê? Die liggaamlike opstanding van Jesus verander twyfel nie net in geloof nie, maar in aanbidding. Aanbidding. Thomas eindig as 'n aanbidder. Hy's vernuwe. Gewonder dat Johannes aan die einde van hierdie paragraafie wat ons gelees het, dan praat hy nou nie verder oor Thomas nie, maar dan sê hy so 'n slotsinnetjie, dan sê hy, ek het al hierdie dinge in hierdie boek geskrywe, sê Johannes nou, ek het al hierdie dinge in hierdie boek geskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Dis die paasdoel van Jesus, van Johannes die Evangelie, om dit nou maar so te sê. So die liggaamlike opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood, broers en susters, doen iets. Dit is effektief. Dit bevestig Christus se ware godheid en sy oorwinning. Dis die bewys dat Jesus is wat hy gesê het hy is. Die Seun van God. Graf kon nie vir hom hou nie. Graf kon nie vir hom hou nie. Graf kon hom nie hou nie. Ek wil vir u iets sê wat u nie geweet het nie. Maar miskien het u dit geweet. Dalk nie. Daar's net een persoon in die hele geskiedenis van die mensdom. Daar's net een persoon in die hele geskiedenis van die mensdom wat kon sê, ek was dood. Maar kyk, ek lewe. En wie is dit? Baie jare gelede, hier by die ou Groenpunt Stadion, het Dominee Davie Pypers, het hy 'n debat gevoer met 'n moslem met die naam van Ahmad Deedat. En Ahmad Deedat, elkeen het omtrent 'n halfuur gekry. Deedat het eerste gepraat. En die Christelike geloof sleg gemaak. En aan die einde van sy halfuur of wat ook al sê Ahmad Deedat, hy sê, nêrens het Jesus Christus ooit gesê dat hy lewe nie. Wonderlik. Nou kom Oom Davie. Oom Davie sê, Oom Davie begin sy toespraak. Hy sê, ek wil 'n aanhaling vir julle uit die Bybel gee. Openbaring 1 vers 18. Jesus sê, ek was dood. En kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Almal se monde gestop. Jesus het dit self gesê. Alle ander mense wat sterwe, sterwe en kan nie meer praat nie. Maar Jesus kan hierdie woorde in die verlede tyd besig. Ek was dood. Maar nou lewe ek. O, vriende. Die opstanding van die Here Jesus sit die stempel op wat hy op die kruis gedoen het. Daarom is ek so bly vir almal hier wat in staat was om vanmôre, om Vrydag te kon diens bywoon en vandag, want dit is eintlik hoe dit hoort, dit is eintlik 'n eenheid. Want die opstanding sit die stempel van goedkeuring van God op Goeie Vrydag, op die offer. Dis asof God sê, ek het daardie offer aanvaar. Ek het dit aanvaar. So as jy Piet, Koos en Klaas en wie ook al, wil nie name noem nie, Rooi Kappie en Klaas Vakie, as jy kom en jou bekeer tot hierdie opgestane Here en kruis, sal jy aanvaar word. Dis waarom ek glo dat die opstanding van Jesus vir ons 'n hoop gee, vriende. Jy weet, soos Jesus opgestaan het, so gaan die bekeerde mens ook opstaan. Dis nie wensdenkery nie. Dis 'n lewende hoop, en daai hoop is geanker in die historiese feit van Christus se opstanding. Die Christelike geloof is gebou op
historiese feite. Nie op filosofie nie. Nie op drome nie. Nie op visioene nie. Nie op gesigte nie. Nie op gevoelens nie. Op feite. En daarom wanneer 'n bekeerde mens sy laaste asem blaas, dan doen hy dit in hoop en sekerheid. Is dit nie wonderlik nie? Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid vir ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dood. Dis die kragbron van die nuwe lewe. Die gelowige lewe eintlik nou reeds in 'n opstandingslewe, né? Want jy is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, maar in die krag van Christus se opstanding. En ons almal weet mos nou uit die Openbaring reeks wat ons gedoen het, daar aan die einde Openbaring 20, weet ons mos nou, dat daar 'n groot dag kom van oordeel, die wit troon oordeel, maar ook 'n dag van verlossing kom. Dit weet ons mos nou. Vir die onbekeerde mens beteken die opstanding van Christus dat God beslis gaan oordeel, maar vir die verloste Christen is dit die versekering, nee, ek gaan nie meer daaronder val nie. Ek gaan nie meer daaronder kom nie. Want daar was 'n goeie Vrydag in die geskiedenis. Daar was 'n Paasfees in die geskiedenis. Daarop het ek lewe en dood vertrou. Paulus sê vir die Tessalonisense ten slotte in 1 Tessalonisense 4:14, dan sê hy, as ons glo dat Jesus gesterwe, goeie Vrydag, en opgestaan het. Weet jy, daar's mense wat dit nie weet nie. Wie dit geweet? Ons het gister met 'n dame gepraat wat vir ons gesê het, dit gaan in hierdie naweek oor die geboorte van Jesus. Sy het nie 'n idee waaroor dit Paas gaan nie. So moenie net dink almal in Kaapstad weet nie. Party dink dis Kersfees. Maar Paulus sê, as ons glo dat Jesus gesterwe het, goeie Vrydag, en opgestaan het, Paasfees, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring by sy koms. Kom ons dank, ons bid saam. Vader, ons loof U vir die woord wat vanmôre gekom het soos 'n skerp tweesnydende swaard. Hebreërs 4 sê dit. Here, U het vanmôre nie net ons huiwering aangespreek nie, en ook nie met veroordeling nie, maar met 'n genadige uitnodiging om te sê, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Want daardie merke, al bloei hulle nie, is die merke nog daar. Ons dank U dat U nie 'n verborge God bly nie, maar dat U self aan ons openbaar het in die opgestane Jesus, sodat kinders van die Here saam met Thomas regtig waar kan sê, met eerlikheid kan sê, my Here en my God. Here, U het die dood en graf oorwin, U het opgestaan in onverderflikheid. Daarom is U die gewaarborgde seun vir die siel van die kind van die Here. U het mos self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook.
En dit is so wonderlik om te weet dat God skenk geloof nie volgens verdienstes nie. Dis 'n gawe van die genade. O Heilige Gees, U wat ons harte verlig en Christus verheerlik. Seël nou hierdie woord in ons siele wat ons gehoor het vanoggend. Laat dit vrugte dra, 30voudig, 60voudig, 100voudig. Laat die gewig van die kruis, die krag van die opstanding, nie met tyd vervaag nie, maar elke dag ons denke bepaal. Elke dag. Bly in ons, Here Jesus. Leef deur ons, gebruik ons, soos Thomas 'n sendeling geword het. Soos U lig in die wêreld mag wees. U het mos gesê in Matteus 5, julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense. Aan U alleen, o Lam van God wat geslag is, kom toe lof en eer en heerlikheid, soos Openbaring 5 sê, waardig is die Lam wat geslag is, om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Amen.